as om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Empty hands held high, such small sacrifice. I've not joined with my life. I sing in vain tonight. So ek en François kuier saam met Charles Koetser. Charles het nou 'n lang storie, maar hy het 'n sendingvisie ontwikkel en die Here het hom geroep en met deur ons reeks van handelinge het hy nou tot by 'n punt gekom waar hy besef het dit is die lewensroeping. Charles, vertel ons bietjie meer van dit. Robertson is opgewonde om te hoor wat die Here met jou gedoen het deur ons reeks in handelinge. Vertel ons bietjie meer. Nou Janu, waar moet ek begin? Shop, dit is die afgelope tyd het die Here net op so 'n wonderbaarlike journey met ons gewerk. Ek moet sê eintlik as ek nou dink aan waar as ek dit nou spesifiek kan gaan pinpoint en sê waar het begin het, ek dink ek het omtrent in Februarie 2007 het ek 'n droom gehad die aand en ek het gedroom ek is opgelei as een van die Here Jesus se disippels en ek sien hoe hy almal uitstuur na verskillende lande toe. En ek kom na die Here Jesus toe en ek vra vir hom, is daar iemand na Filippi toe gestuur? En hy sê, nee, nog nie, en ek sê, ek sal gaan. En ek word wakker. En daai tyd is ek nog in 'n voltydse beroep, of ek is nog steeds in 'n voltydse beroep, maar daai tyd ook, mense verstaan nie die drome en sê, beteken dit dat ek miskien na die Filippyne toe moet gaan, na Filippiëns toe moet gaan, daar moet gaan sendingwerk doen, of, en ek kon net nie regtig verstaan nie, en ons het dit daar gelaat, nee. Die afgelope 3 jaar is die Here met 'n journey met my en my vrou, wat hy met ons gesels oor om buite die grense van Suid-Afrika toe te gaan en grense te oorskry en om missionaries te gaan doen, om evangelisasiewerk te gaan doen. En ons het nog nie geweet wat die regte pad, wat die regte land nie, ons het net die opdrag gekry om te gaan. En ons moet onsself voorberei om te gaan. So ons het aan alle tipe lande gaan aanklop, ons het in die ooste gaan aanklop, in China, in Singapore, en die Here het daardie deure toegemaak. Ons het in die weste gaan aanklop, in Amerika, in Kanada ensovoorts, en die Here het daai deure ook vir ons toegemaak. En toe het ons begin aanklop, en een keer in 'n Bybelstudie saam met my en my vrou het ons het so een wegpreek naweek gehad, en ons het daai hele naweek net gaan Bybelstudie hou, en gaan stil word voor die Here, en om te hoor wat hy vir ons te sê het, en ons het ervaar dat die Here vir ons sê, gaan na die plek toe waar die evangelie vandaan kom, en gaan na daai mense toe en gaan maak disippels van mense. En ons het dit nie regtig verstaan nie, want ons het nie regtig geweet wat in Europa aangaan nie, volgens ons is Europa nog Christenlande ensovoorts, en so het ons begin aanklop aan deure in verskeie lande, aan Finland en Denmark en UK, feitelik elke land het ons gaan aanklop. Die Here het begin deure oopmaak in die noorde, in Finland, maar nog niks spesifieks nie. En ek het onlangs toe ook deel geword van World Outreach, en ek bekleed deeltyds 'n pos daar by hulle om ook te dien basies as mensehulpbron direkteur daar om te help dat ons sendlinge werf, hulle op te lei om dit te koop en dan hulle uit te stuur en dan ook dit te ondersteun, en dit is dan wêreldwyd. Maar dit is meer onder die unreached people groups, daar waar daar nog geen kerk is, nog geen Christendom en by plekke waar het baie moeilik is om daar uit te kom. En ons het ook aan Maleisië gaan aanklop en doen nog steeds, omdat dit min of meer die area is waarop hulle gebaseer is en hulle sal ons op ten volle ondersteun in terme daarvan. Maar terwyl ek met een van die kursusse by World Outreach besig was, en dit was die afgelope maand, het die Here my en die Heilige Gees my herinner aan die droom wat ek gehad het in 2017. Ek het al daarvan vergeet en ek hou so 'n dream dagboek en 'n joernaal. En ek blaai toe terug na 'n joernaal toe en toe begin ek besef dat daar is 'n stad nog steeds in Griekeland byvoorbeeld, en Filippi was ook die eerste kerk wat in Europa deur Paulus gestig is, as ek dit reg het. En daardie week gesels toe met my vrou om te sê,
wat ek ervaar het en deel met haar oor Griekeland. Is miskien Griekeland waar die Here toe ons moet gaan, of is dit simbolies dat ons moet Europa toe gaan en weer die eerste kerke simbolies daar moet gaan stig, omdat daai kontinent so verval het begin raak, nee, in terme van Christendom. En daardie Sondag, daai eintlike Sondag het jy 'n preek gehad, oom François oor Griekeland, nee. En die vorige naweke het jy dan Jan-Lou 'n preek gehad om te sê, gaan terug na die mense toe van waaraf die evangelie gekom het, presies dieselfde woorde wat ons hoor wat die Here vir ons sê, en dit het ons het absoluut bevestiging gegee dat ons werklik waar hoor van die Here, dat ons reg hoor, en dit was vir ons so kosbaar om die Here se bevestiging van sy roeping deur die hele hande ook te kon ontvang. So dis vir ons 'n groot voorreg, ons is nog steeds op daardie journey, ons gaan klop nog aan die deure, aan spesifiek vra ons dat die Here vir ons die deur sal oopmaak, spesifiek op die land sal aanwys waar hy wil hê ons moet begin, en ook die befondsismodel wat hy graag wil hê ons moet aanneem. Is dit sy wil dat ons moet gaan werk daar, en so dan 'n visa bekom, en so 'n netwerk opbou, en daardeur dan evangelisasie werk doen, of is dit sy wil dat ons voltyds daarin moet gaan en moet gaan op borgskap. So ons klop maar aan beide deure en ons vra dat die Here vir ons sy wil sal openbaar, en ons weet hy is getrou en hy sal ook vir ons met tyd sal hy vir ons ook aanwys wanneer ons moet gaan, waartoe ons moet gaan en wat ons dan moet gaan doen. Maar ten minste weet ons glo ons in ons harte, ons weet ten minste waartoe ons moet gaan, ons vertrou op hom dat hy vir ons die pad sal aanwys. Dit is vir my fantasties, Shaal, as ek hierdie hoor, want omdat ek het Shaal, hoe lank? 7 jaar gelede? Nee, langer is dit. Wanneer het ek jou getrou? Ja, dit was omtrent 7, 6 jaar. Okay. Ja. Het ek vir Shaal getrou, oom François. So ek onthou daai dag nog, dit was so mooi, statige, amper heilige troue in so 'n mooi kapelletjie. Dit was my baie besonder, hoor. Maar in elk geval, en kyk net hoe die Here jou voorberei. Vertel ons bietjie oor die doktorsgraad wat jy gedoen het in leierskap en hoe die Here daai ding gebruik het om jou amper half op 'n plek te sit wat jy in enige company kan instap en oor leierskap kan konsulteer. Ja, so ek het dit was omtrent so, as ek die trou is 3 jaar terug. So ek het omtrent so 7 jaar terug wou ek graag voltyds in die bediening gegaan het. Ek was opgelei as 'n bedryfsielkundige. Ek het my meestersgraad gedoen in bedryfsielkunde en ek het goeie werkservaring gehad, maar ek het gevoel ek wil graag voltyds in die bediening ingaan en alles opgee en eerder predikant gaan studeer. En ek was op die punt om dit te gaan doen, toe die Here my leiding gegee het om te sê, maar hy wil my gebruik in die besigheidswêreld. En ek het toe van plaas daarvan om verdere studies te doen as predikant, het ek toe verder gaan studeer met 'n sekulêre graad en in 'n PhD by die Universiteit van Johannesburg, spesifiek op leierskap. En ek het toe gaan kyk spesifiek, begin by die woord van die Here, om te sê, wat sê die woord van die Here en wat sê die Here Jesus oor leierskapsbeginsels, en ek het servant leadership, soos wat die Engelsman sê, ontdek deur die woord, en ek het van die woordsbeginsels het ek met sekulêre navorsing geondersteun, dit in 'n model ingesit en dit begin publiseer en dit gaan toepas en gaan toets in daai tyd was dit in 'n konstruksiemaatskappy en 'n mynboumaatskappy. Die mense het gesê konstruksie, mynbou, jy gesare manne daai, hoe gaan jy daai manne ooreed om servant leadership toe te pas ensovoorts, en dit was net daai tipiese onmoontlike studie. Alle studieleiers het ook gesê, maar dit is nie moontlik nie, nee. En die Here het gesê, vertrou op my. En ons het voortgegaan en ek het daai studie gaan doen, en die studie het fenominale resultate gelewer. Ons het bevind dat die leiers, ek het ook 'n model, het ek 'n kursus ontwikkel, en daai kursus vir leiers gaan oplei in maatskappye, en ons het 'n toets voor die tyd gedoen en 'n toets na die tyd om te sien hoe het hulle gedragseienskappe verander, en ook wat was die impak in die organisasie in terme van werknemerbevredigings, soos wat die Engelsman sê, work engagement levels ensovoorts, hoe gemotiveerd was die impak op produktiwiteit ensovoorts. En die studie het toe bevind dat alles was 100% verhoog na die tyd. Leiers was baie meer, hulle daai
deur die program het hulle daai servant leadership eienskappe aangeneem, hulle het dit toegepas en dit het 'n besondere groot en 'n fenominale resultaat in die maatskappy gehad deur produktiwiteitsvlakke wat opgetel het, werknemers wat meer gemotiveerd was, hulle het werknemers meer geempower. So dit was net 'n absolute wonderlike ervaring. En die Here het dit ook so geseën dat ek na 3 internasionale konferensies uitgenooi was, een in China, een in IJsland en ook hier in Suid-Afrika om dan die resultate te gaan deel. Toe ek in IJsland was en het daardie mense my gevra ek moet 'n hoofstuk saam met hulle gaan skryf daaroor en wat ek toe gedoen het. Ons het daai program vandag is deur die besigheidskool van Stellenbosch aangeneem, wat die afgelope 3 jaar nog steeds hardloop. En ek het my eie boeke uitgepubliseer. Ons het nou al 'n lisensie verkoop in India van ons mede-Christenbroers in India wat die Lead Like Jesus bediening daar hardloop en hierdie kursus gee vir hulle toegang tot die deur. Met ander woorde, daar word in lande wat dit verbied word om Christelike programme te gaan aanbied, gee hierdie 'n voet in die deur, mense kan netwerk bou en daardeur kan mense lei na Jesus Christus toe. So ons is nog besig met daai proses en dit hardloop nog in die agtergrond, maar alle eer aan die Here wat net so op 'n kosbare wyse net wys as 'n mens op hom vertrou, dan maak hy dinge moontlik wat ver bo mense eie vermoë is. Dit is vir my fantasties om te weet dat die Here dit op so 'n manier lank terug, ek bedoel jare gelede al, hè, François, het die Here vir jou voorberei en jou op 'n plek gesit en jou deur daai voorbereiding gebring om in 2020 hierdie oproep te hoor en te sê ek sal gehoorsaam wees. Dit is my absoluut dit is geloofsheld. Dit is in my boek, hè, oom François, wat sê oom? Ja. Absoluut. Luister Charles, as ons nou vir jou moet bid en saam met jou die pad moet loop, wat se gebedsversoeke sal jy vir Robertson moedergemeente wil gee? Wat kan ons saam met jou bid? Ja, ek dink ons sal besonder baie waardeer as die gemeente saam met ons kan bid eerstens vir daardie mense se harte voor te berei, sodat wanneer ons gaan dat ons 'n oesveld daar sal vind om dan die oes in te samel, net. En ek dink tweedens om ook vir ons 'n deur te open, om vir ons bevestiging te gee oor waar is dit sy wil waar ons moet gaan begin, waar is die spesifieke land en ook die befondsingsmodel wat hy graag wil hê ons moet aanneem. As dit is dat ons deur 'n werk daai kant toe moet gaan, dat hy ook die geleentheid vir ons sal open. Maar ook dat die Here ook al die deure sal sluit wat nie sy wil is nie. En dat hy ook vir ons dan al die hulpbronne sal gee dat ons net kan gaan en sy wil dit kan gaan doen. En ek dink derdens besonder belangrik dat hy nog mense sal oproep om saam met ons te gaan met hierdie groot visie. Ek dink ek het met jou gedeel, Jan-Lou, net in Finland byvoorbeeld, die afgelope daai studie was gedoen in ek dink was 2002 tot 2014 was daar 'n afname van meer as 30% in Christendom. En die Christene wat wel oor is in Finland byvoorbeeld is 68% van hulle is soos wat hulle dit noem is non-practicing Christians. Met ander woorde, hulle sê hulle is Christene, maar non-practicing, en ek dink ons almal weet daar bestaan nie so iets soos 'n non-practicing Christian. Jy is of 'n Christen of jy's nie 'n Christen. Jy soos wat Jakobus ook sê, ons leef ons Christendom uit, nee. En dit word gesien in ons dade en in die vrug wat ons dra. So dit wil sê dat slegs 9% oor is van Christene byvoorbeeld net in Finland. En dit is nie altyd ons is nie altyd bewus daarvan nie, maar as mense dit begin navors, dan kom mense agter daar's so 'n groot leemte as in 10 jaar soos met 30% afgeneem het. Na 10 jaar is daar miskien geen Christene oor nie. Sodat die Here vir ons nog werkers sal stuur, nee, nog mense sal oproep dat ons kan gaan en om terug te gaan na die kontinent toe van waar af die evangelie kom om dan ook daar te re-evangelise, nee. Beslis, Charles. Luister, ons is so dankbaar dat ons saam met jou kan kuier en dat ons die tegnologie kan gebruik om hierdie opname te maak en dit uit te stuur na die gemeente toe. En ons wil vir jou sê van ons kant af,
is ons vennote in jou roeping en ons wil graag saam met jou die pad stap en ons bly bid en ons is opgewonde oor dit wat die Here deur jou gaan doen. Eendag gaan die Here vir ons daar in die hemel wys dat daai ou tot bekering gekom omdat Shaal gehoorsaam was. En daai ou is hier omdat Shaal en Chanel gehoorsaam was. En dit maak ons opgewonde, want ons deel in daai stories van hoop. Dit is amazing. Oom François sal oom vir Shaal en vir Chanel bid en sommer seën en Shaal, ons steek ons hande uit oor die internetgolwe om julle te seën vanaand, hoor. Baie dankie. Ons waardeer dit opreg. Besonder dankie. Goed, kom ons maak so. Onse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vir Shaal te kon ontmoet en om nou vir hom en vir Chanel en hier op te dra. Dankie Here dat die wat ons in die Bybel lees, geloofshelde, dat U nog altyd mense oprig. En dit soos wat U vir Noag gesê het, Noag, jy moet 'n ding doen wat niemand nog ooit gedoen het nie. Dat U so waar vir Shaal oprig om 'n unieke pad te stap, hierdie wonderlike besigheidsmodel ding. Wil U vir hulle baie ryklik seën en vir hulle baie duidelik wys, tree vir tree. Hoe lyk hulle pad? Hoe lyk die befondsingsmodel? Wanneer en waar? En wil U vir hulle baie ryklik seën. Dankie Here vir die seën wat reeds na ons toe kom vanuit hulle gehoorsaamheid. Ons loof U in Jesus se naam. Seën vir hulle. Amen. Wat 'n voorreg. Shaal, ons hou kontak met jou en ons sien uit na die toekoms, hoor. Gaan in vrede. Besonder baie dankie.